Goeiemôre, dit is dan vanoggend 6 Februarie 2026, lesing 84 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons gaan aan met die gesprekke tussen hierdie manne wat nou net kort die waarheid gekry het. Eers was hulle baie lank in die tempel priesters en hulle was nogal erge priesters. Nie magmense gewees nie, hulle was rowwe karakters. Hoofstuk 1:5-7, die opskrif is vrees Elohim nie, maar het hom lief. Staar, die Fariseer sê, vriend, ek weet dat jy 'n groot filosoof is en dat 'n mens moeilik iets teen jou kan inbring, maar die merkwaardige dade van die engel kon jou tog onmoontlik nie ontgaan het nie. Het hy iets vir ons natuurlike lewe gedoen, of maar net vir ons gees? Nou, onthou gister se lesing was eintlik al vervelend, want hierdie ou filosoof het so te kere gegaan, maar ons kry sulke mense vandag. Ons gaan met hulle te doen kry, en dit is hoekom hierdie goed belangrik is, want ons gaan nou antwoorde kry. Mense wat sê, maar wie het my op die aarde gesit? Ek het niks daaromtrent nie. Hy wat my op die aarde gesit het, kan nou nie verwag dat ek nou nie, as ek wil seks hê, dat ek dit moet doen. As ek nou iemand wil doodslaan, dan kan ek dit maar doen nie. Jy kry sulke mense, hulle het 'n tipe fatalistiese begrip of uitkyk op die lewe, en meeste van hulle is ook ateïste. En jy kry moeilik, daai mense is baie moeilik om te vat as jy nie die regte gereedskap het nie. En hier gaan ons nou in die volgende lesings gereedskap kry om hulle aan te vat. En ons moet maar die goed bære hier in ons siel, want ons gaan moontlik nie eers lank in die toekoms gaan ons met sulke mense te doen kry. En dan gaan ons weet wat om te sê. Ons lees verder. Die spreker sê, ons het dit met ons oë gesien. Sien die mense in Jerusalem dit ook? Nee, omdat hulle dit nie met hulle sintuiglike lewende oë gesien het nie, en dis ook glad nie sal kan glo as 'n mens dit vir hulle sou vertel nie, kan ons dan as verstandige mense vir hulle daaroor kwaad word, of hulle selfs tot allerlei straf veroordeel. Eers deur ons sintuie word ons gedwing om te glo. Sonder oë sou ons net so goed verlore gewees het soos hulle wat nou in Jerusalem is. Sê my nou eers, waar hierdie eintlike sedelike inbring begin. Vergeet die oë en hulle noodsaaklike gesigsvermoë eers, en bepaal dan vir my die absolute morele standpunt. Staar sê, vriend, ek sien wel dat ons nooit maklik tot ooreenstemming sal kom nie. Dit moet 'n hoër gees vir ons heeltemal duidelik maak. Ek sien dat die engel nou na ons toe kom. Praat eers met hom. Ek is al baie nuuskierig hoe julle hierdie saak met mekaar sal reël. Nou hierdie ou wat net aanhang of hang aan die sintuie. Almal van ons weet dat jy 5 sintuie het. Dus sien, hoor, voel, ruik, en wat is die ander? Smaak, proe. Maar dis nie waar nie, ons het nie net 5 sintuie nie. Ons het 15 sintuie. 5 vir die vlees, 5 vir die siel, en 5 vir die gees. Wat hierdie perd natuurlik niks van weet nie, want hy het nog nooit uit sy vleeslike lewensfilosofie ontwaak nie. Hy is maar net so, hy is hier op die aarde en niks kan vir hom reël nie, en dis definitief nie sy skuld dat hy so is. Die sintuie van die siel kom ooreen met die sintuie van die vlees. Byvoorbeeld, die sintuig van reuk, jou neus, kom ooreen met die sintuig van onderskeiding. Ek kan nou nie alles onthou nie, maar iewers in die nuwe Openbaring leer Vader ons dit. Daarom, as mense hulle reuk sintuig verloor, wanneer verloor jy jou reuksintuig? Met rook. As jy oormatig rook, kan jy nie meer ruik nie.
Want baie mense wat al vir my gesê het, wanneer hulle opgehou rook het, sê, "Jes, dit ruik so lekker in die oggend." En dan selfs die proesintuig word ook daardeur geaffekteer. Ek proe nou die kos. En daarom kan daai mense ook nie onderskei nie. Veral nie, as jy hom aanvat en sê, jy's besig met 'n skadelike gewoonte, dan hoor jy goed van, dis my longe, ek sal rook soos ek wil. Niemand sê vir my dit nie. Wat wys daai woorde? Daar's geen onderskeidingsgees nie, niks. En daarom moet 'n mens ook in geestelike dinge ook nie baie ag slaan op predikers en voorgangers wat rook nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê nou wat 'n satanis hoëpriester gesê het in Suid-Afrika vir 'n baie betroubare getuie wat met hom 3 weke lank 'n onderhoud gehad het. Toe sê hy, ons gaan deur die land, die hele land, ons val alle kerke aan. Maar as ons kom by 'n kerk waar die predikant rook of die pastoor, dan slaan ons hom oor, want hy is klaar vir ons, hy is klaar daar. Dit is sy getuienis, nie myne nie. Asseblief, ek haal dit nie nou weer op die rokers uit nie. Ek sê maar net, dis die een sintuig wat ek nou kan onthou en oor praat. Daar is sekere ooreenkomstige sintuig vir die voel ook. En 'n mens moet net weer daai goed gaan opsoek. Ek weet nie in watter boek dit is nie, is verseker in hierdie Johannes Evangelie iewers. Die onverstoorbaarde nigter spreker sê, beste vriend, die engel vind ek niks belangriker as jy nie. En ek sal met hom praat net soos met jou. En ek sal hom nog minder iets toegee as vir jou. Omdat hy 'n salige gees en heeltemal volmaak is, terwyl ons nog soos wurms in die stof van die verganklikheid oor die harde en smerige bodem van hierdie aarde moet kruip. Daar is maar een waarheid, en die is net so van toepassing op 'n engel, as op die smerigste skobbejak ter wêreld. By die aanhoor van hierdie woorde, was die engel ook al gereed met 'n antwoord en sê, Flora, jy is dus glad nie bang vir my nie. Die spreker sê, as jy my naam ken, sal jy ook die redes weet, waarom ek geen vrees vir Elohim God kan hê nie, net so min as vir jou, ook al doen jy nog 1000 ongelooflike groot wonderwerke. Ek kan my tog ook baie wonderwerke voorstel, maar nie verwesenlik nie. Maar wat beteken dit? As ek dit ooit kon verwesenlik, sou die van jou beslis nie vir my as wonderbaarlik voorgekom het nie. Ek is al tevrede met die toekyk, die verwesenliking gaan my niks aan. Of sou ek moet treur, omdat ek nie so skitter soos die middagson nie, of omdat ek nie soos 'n voël in die rondte kan vlieg nie. Ek is met alles tevrede wat ek weet, wat ek is en wat ek kan, en meer het ek in elk geval van hierdie wêreld nie nodig nie. Maar wat ek weet is en kan, is 'n individuele gawe van Elohim aan my, waarvoor ek die Skepper dankbaar is. Meer het ek nie nodig nie, en ek beny ook niemand wat meer het nie. Moet ek dalk vir jou bang wees, omdat jy oneindig baie magtiger is as ek? O, glad nie. As jy dommer was as ek, of as jy geen mag gehad het nie, of sou dit onbeheers gewees het, sou ek dit dan met my suiwer verstand net so die hoof kon bied soos die krag van 'n storm. Maar jou mag gaan gepaard met wysheid, en dit gee my die vertroue, dat jy jou baldadigheid nie op my sal laat botvier nie. Veral omdat ek jou nêrens enige skade kan, en nog minder wou berokken nie. En sou jy dalk met my 'n grap wou maak, dan sou ek nie vir jou daaroor kwaad geword het nie, maar jou ook nie geprys as 'n leeu van die wysheid nie, wat soos 'n mens sê, so ernstig is, dat hy geen muggie vang nie. Elohim, God is tog
is nog oneindig baie wyser en magtiger as jy. Daarom vrees ek hom nog minder as vir jou. Die engel sê, maar weet jy nie dat Elohim jou vir ewig kan vernietig, of dat hy jou 'n ewige ontsettende kwelling kan opleg, as jy sy wet nie hou nie? Moet Elohim in die opsig dan ook nie gevrees word nie? Floran sê, sonder om maar enige afbreek aan jou wysheid te wil doen, moet ek openlik aan jou beken, dat hierdie vraag aan my, jou wysheid, op die man afgesê, geen besondere hemelse eer aandoen nie. Om daaraan te twyfel of Elohim, as die almagtige wese, my sou kan vernietig, sou nog groter dwaasheid wees, as jou aan die onnozel grensende herinnerings van my sub en objektiewe nietigheid. Wat dan nou as ek weer tot niks word? Soos wat ek ook voor die bestaan 'n ewige niks was. Hierdie niks is niks. Het niks nodig nie en hoef ewig vir niks te sorg nie. Kom dus maar op met jou ewige vernieting van my niks, wat tog al niks is, en ek gee jou reeds vooraf die versekering dat ek as 'n suiwer niks jou nooit daaroor voor die gereg sal daag nie. As dit vir Elohim, die beslis mees wyse wese, egter plesier gee om my vir ewig te pynig en te martel, dan maak sy wysheid ook nie baie saak nie, want so verlange sou 'n mens kwaadlik by 'n tier van 'n tiran aantref. So hier is 'n duidelike ateïstiese trek in hierdie ou, want hulle glo ook ons was niks en ons word ook weer niks. En ek het so 'n vriend onlangs verloor, nooit gedink hy gaan sommer so doodgaan nie, hy was nie eers baie oud nie, maar hy het aan niks geglo nie. Jy kan met hom oor enige ding praat, breek hy dit af, maak dit as 'n grap, en nou ongelukkig moet hy nou voel dat die niks nie 'n niks is nie, want daar is nie 'n niks aan die ander kant nie. Wanneer hierdie liggaam tot stof vergaan, gaan die siel uit, en die siel leef ewig, maar die siel het ook ewig vooraf gelewe, en het net vir 'n kort tyd, 50, 60 jaar, in hierdie geval, was hy in 'n liggaam gewees, en moes daar iets bereik word, wat ons noem die ewige lewe van die siel, in 'n toestand van saligheid, wat dan gelyk is aan 'n toestand van lig. En as jy dit nie doen nie, dan is jy in 'n toestand van duisternis, en wanneer die siel uitgaan, is die siel duister in elk geval. Niemand kan die siel met geweld vat en lig gee nie. Jy moet dit self doen. En dit doen geloof vir jou, gehoorsaamheid. Ons gaan verder. Die geskiedenis gee ons egter geen voorbeeld dat daar ooit 'n wyse tiran was nie. Wat sou jy en jou Elohim my antwoord as ek julle bewys dat julle baie onwys in plaas van wys was? Niemand kan dit egter van Elohim beweer nie, as hy ook maar net 'n blik gewerp het op die baie wyse bou van elke skepsel. Elohim is daarom baie goed en baie wys, en daarom beslis ook baie goed. Met sulke volkome eienskappe kan hy egter ook onmoontlik ooit ergens in die hele oneindigheid 'n skepsel geskape het vir 'n ewige kwelling. Ja, om 'n wese deur allerlei bittere en pynlike ervarings te reinig, hier of in die hiernamaals, is iets heel anders. Want die mens is 'n werk van Elohim, wat hom volgens die wyse orde van Elohim self in die sedelike sweer moet vervolmaak, om dit te word waartoe hy deur die Skepper bestem is. Sulke kortstondige pynlike verbeteringsmomente
laat die Skepper maar net toe. Hy skep dit nooit self, om 'n mens vir sy genoegdoening na 'n misstap vir 'n tyd lang te kwel nie. Hy laat dit maar net toe, om die mens terug te bring tot die nigter erken van die orde, om hom daardeur makliker te kan ontwikkel. Ek kan so 'n suiwer goddelike voorsorgmaatreël, waaruit slegs liefde en die grootste goedgunstigheid straal, nooit sien as 'n diktatoriale straf. Nou wat hy hier praat is natuurlik die waarheid. En ek wil 'n bietjie hier teruggaan in die skepping. Aanvanklik was alles absoluut volmaak geskape. Die Vader het sy engelwesens geskape in volmaaktheid. En vir oneindige tye het slegs volmaaktheid in die skepping geheers. En toe het daar 'n rebellie plaasgevind. Lucifer het opgestaan teen Vader met 'n magdom klomp engele onder hom en het hulle teen sy liefde begin staan. Dan staan hulle teen dit, dan stop hulle dit. Dan doen hulle 'n bietjie meer, dan kom daar nog by. En so val hulle tussen die regte en die verkeerde. En so word dit uiteindelik so dat Vader hierdie hele klomp rebelle moes wegdruk van hom. En dit word in die eerste verse van Genesis vir ons daar ook gesê. En God het die hemel en die aarde geskape. En die aarde het woes en leeg geword. En daar was duisternis oor die aarde. En dit het toe gebeur dat hierdie wesens baie boos geword het. En daarom het Vader moes 'n skepping daar stel. Hierdie materiële skepping wat nou 'n begin en 'n einde het. Jy het 'n geboorte en jy het 'n sterfte. Die aarde is geskep en hy sal vergaan. Hy moet totaal opgelos word in sy materiële vorm. Wat so oneindig ver in die toekoms is dat ons dit nie eens kan bedink nie. Maar dit is alles tydelike skepings. Want wat hierdie ou hier sê is dat God nooit iets kon geskaap het wat hom woedend maak nie, of wat vir hom dan nie tot sy eer strek nie. En dit is so. Maar Vader het, soos ons sê, 'n rigsteenplan gehad, Engels 'n backup. En dit was dat as die engele teen my rebelleer, dan het ek 'n plan om hulle weer terug te bring. En dit is waarin ons nou is. Dis hoekom ons sonde het. Dis hoekom ons altyd neig na die verkeerde. Want ons was of deel van die rebelle, of ons was teenwoordig waar hierdie ding plaasgevind het en dit waargeneem het, maar nie aan dit gedeel nie. En dit is soos voor die moord in die tuin van Eden. Kain was die moordenaar, Abel is vermoor, maar al die ander wat daai tyd nou geleef het, wat maar Adam en Eva was en daar 'n paar susters van Kain en Abel, sê die woord, hulle het nou kennis gekry van moord. Hulle weet nou wat dit is. Jy vat 'n klip en jy slat hom oor die kop en hy's dood. So is daar dan die twee groepe wat in hierdie hele heelal wat tot niet gegaan het of geval het met Satan se rebellie. En jy en ek is een van die twee. Of ons het die klip opgetel saam met die 1/3 engele, of ons het gesien. Maar albei groepe moes uit die ewige Vaderhuis uitgesit word. Want anderste sou ons die ander engelwesens wat niks bekeer het nie, wat nog net in absolute saligheid voortgelewe het, vol liefde, vol wysheid en al die kragte wat daarmee saamgaan, dan sou ons vir hulle dit kon vertel het of gewys het. En daarom is ons een kant toe gevat, en daarom moet ons nou
deur hierdie aardse lewe kry jy een kans om weer terug te kom in daai ewige salige Vaderhuis waar al die engele is. Maar jy kry 'n voordeel waar jy eens net 'n skepping was, 'n geskape wese, is jy nou in staat om 'n kind te word in die huis. En dit is wat ons nou hier kan kry op aarde. As ons Vader met ons hele hart, siel en verstand liefhet en leef volgens die leer wat hy deur Yeshua vir ons gegee het. Dis in kort die hele rede hoekom ons hier is. Wat sover ek weet nie een kerk eintlik vir die mense vertel nie. So vir baie mense is dit nie. Ander mense, ons het dit baie gehoor. Ons gaan aan vers 15. Jy kan Elohim daarom nie erger beledig as wanneer jy hom aan my as 'n ewige tiran voorstel nie. Ek glo dat jy my goed sou verstaan het. Ek kan Elohim slegs bo alles lief hê en hom as die beste, gewydste en mees wyse wese aanbid, maar nooit as te nimmer vrees nie. Toe klop die engel vir Floran op die skouer en sê glimlaggend, dit is goed gepraat, en dink nie dat ek 'n woordestryd met jou sal wil begin nie, want jy het gelyk en ek het ook gelyk. Ek wou jou maar net met my braa onnozele vrae die geleentheid gee om ook jou mening heel wat openliker vir jou broers uit te spreek, as wat vroeër die geval was. En ek sê jou nou, dat jy al ryp is om die meester te ontmoet. Volg my dus, en ek sal jou self na hom toe bring. Floran sê, dit is dus suiwer erns, dat die ou voorspelling hier in vervulling gegaan het. Die engel sê, ja, dit is die volle waarheid, en daarvan is ek toch 'n sprekende hemelse getuie. Kom nou egter alleen saam met my. Die vraag was dat wat in vervulling gegaan het, naamlik die profesie van die Messias, wat in die Ou Testament en selfs in die wet vir ons opgeteken is. Nou, die ouse woord wat nou die eintlik maar die hele ding omgekeer het is, hy sê 'n mens kan God Elohim slegs bo alles lief hê en nie vrees nie. En dit is die groot probleem vandag van, ek wil sê die meeste mense in die Israel geleedere en baie mense in die kerk. Jy moet God vrees, want hy sal op jou afkom daar uit die berg Sinai uit met donder en bliksem en hy sal jou vertrap as jy nie dit of dat of dit of dat wat hulle nou vir jou opdis doen nie. En die arme mense moet so streng by die wet bly dat hulle hele lewe loop hulle op eiers. Ek weet, ek was met sulke mense betrokke. Jy weet nie wat jy moet sê nie. As jy net die verkeerde woord naam sê, Here of Jesus, dan spring hulle op jou. Jy gaan verpletter word. Jy is op die pad hel toe. Hulle is heeltyd besig om jou bang te maak, sodat jy op die regte weë kan wandel. En almal wat hier sit, was seker al in die kerke, die ouer mense. Dit gaan daar net so. Jy word met vrees groot gemaak vir God. Maar nie met 'n gesonde ontzag nie. Dis die verskil. Ek wil dink nou aan 'n pa wat jy vrees omdat hy somme links en regs die kinders slaan. Hulle doen nie eers iets verkeerd nie. En dan slaan hy somme die ma ook. Dink net, hoe gaan dit in so 'n huis? Dis 'n huis waar vrees is. Want die pa, hy trek vrees na hom toe deur sy optredes. Maar dink weer in 'n ander huis, dis 'n streng pa. Hy sê vir jou wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie, hoorie?
moenie daarheen gaan nie, of moenie daar vat nie, en dan, wanneer jy dit doen, dan kry jy seer en jy huil, dan sê hy vir jou, nee, maar ek het mos vir jou gesê. Nou wou nie luister nie, nou het jy die gevolge van jou ongehoorsaamheid gevoel. Vir my is die mooiste voorbeeld, die vrou sê vir die klein laaitjie, moenie aan die stoofplaat vat nie, ek gaan jou brand. Sê die pa, los hom, laat hy voel. Dis die verskil. En dis die ontzag wat ons vir Vader moet hê. Hy het sy reëls, wat ons sy wet noem, sy gebooie, en ons moet dit nie oortree nie. En wanneer ons dit oortree, straf hy ons nie. Ons kry die straf van ons oortreding. Kom ons praat sommer net so oor die gesondheidswette. Daar is sekere diere wat jy nie mag eet nie. Nou eet die mens dit. Nou raak die mens so siek, hy kry kanker. Hy is deurtrek van allerhande peste en pla, parasiete, slakke, bakterieë wat skadelik is. Die goed maak neste, swere, wat is absesse binne in die liggaam. Is dit Vader wat daai mens nou straf met siekte, want hulle sê nou so? Nee, is die gevolge as jy onrein vleis eet. Dan gaan dit gebeur, jy bring die parasiete self in jou liggaam in. En so, as jy rook, almal vra as rook is sonde. Rook is 'n skade aan jou liggaam, is 'n skade aan die longe, en is 'n skade aan die bloed. En die bloed is die huisvesting van die siel. So as die ou se longe nou naderhand 5 of 10% oor het, is dit Vader wat hom gestraf het? Nee. Dis hy self wat voortgegaan het wetende dat die goed nie vir my goed is nie. En net so kan ons oor al die ander dinge wat vandag vir almal lekker is. Maar ook veral in die gees, wanneer mense skinder en kwaad praat en altyd net negatief is met mense. Is dit God wat hulle straf wanneer al die negatiewe goed oor hulle kom? Nee, dis hulle wat dit na hulle toe trek, met hulle negatiewe, duistere optrede. Dit wat jy so aan ander doen, kom oor jou. En ons moet nooit ooit sê dat God iemand sal straf nie. Ek hoor baie vir al die mense wat uit die charismatiese kerke kom. Daai ou het dit en dit van my gedoen. En ek het hom opgedra, gesê, Vader moet hierdie persoon straf. Hy het hom so, hy sommer party sê, hy moet hom hel toe stuur. En dan gaan die ou dood, sê die ou, ja, moet nie met my sukkel nie. God straf hulle wat met my iets verkeerds doen. Dit is 'n totale vals evangelie, waarvoor daai siel wat dan so met sy negatiewe mond sulke uitsprake gemaak het, in die hiernamaals gaan hy voor daai ou staan en daar sal 'n regstelling moet gemaak word. In baie groot skande sal dit gebeur. Of jy sal nie die geleentheid kry nie en dan sal jy in die duisternis gewerp word, waar hy sê daar 'n geween en 'n geknars van tande is. So ons moet op hierdie aarde baie versigtig wees wat ons doen, en die ou se woorde dan, God kan ons net bo alles lief hê. Dis al wat ons moet doen. Maak nie saak wat hy oor ons laat kom nie. Altyd kyk, waar het ek dit verdien? Hierdie siekbed, hierdie armoede, hierdie swaar kry. Waar, Vader, wys my in my lewe dat ek dit regstel, dat ek myself teenoor U kan verontskuldig en vergifnis vra. En dan, as dit gebeur het, sal dit net wees soos 'n goeie pa in 'n gewone huis. Hy sal daai kind weer alles gee wat hy nodig het. Hoofstuk 1:5-8 oor nederigheid en hoogmoed. Grootste probleem vandag vir almal. Floran sê, waarom nie ons owerste Stahar en my ander broers nie? Is hulle dan 'n minder soort mens as ek? Gaan maar alleen.
As my broers nie werd is om aan die meester van die ewighede voorgestel te word nie, is ek dit tog minder, want na my beste wete is hulle beter as ek. Knoop dit aan jou ore, engel, as jy ook iets aan jou ore kan knoop. Ek is teen elke voorkeur vir my persoon. Ek sien graag dat my broers die voorkeur kry, maar self wil ek altyd die minste onder hulle wees. Ek het die mense werklik lief, en hulle waarvan mens werklik hou, gee mens graag alle voorkeur, en elke voordeel, en daarmee is 'n mens dan tog gelukkig. Vra dit maar aan al my broers, of ek ooit anders gedink en gehandel het. En waarom sou ek my nou, waar al my broers by is, vir die eerste keer in my lewe laat voortrek? Nee en ewiglik nee. 1000 legioene van sulke magtige geeste, soos jy daarvan een is, en 10 almagtige Jahwes, sal solank ek vry kan dink en wil, nooit my mening verander nie. Kyk, almagtige vriend, dit is ook 'n standpunt, waar geen enkele verleiding my vanaf sal kry nie. Selfs geen 1000 geopende hemele en geen vrees vir net so baie oop helle nie. Gaan maar alleen na die meester. Uit vrye wil volg ek jou nooit. En dit verwonder my trouwens dat jy, toe jy my die voorkeur gegee het, as alwetende gees, vooraf nie gemerk het, dat ek hierdie rotsvaste oortuiging toegedaan is nie. Ek bly by my uitspraak. My liggaam kan jy weliswaar daarheen bring, omdat jy 'n oorvloed mag en krag daarvoor besit, maar die wil van my hart kan jy nooit ophef nie, tensy dit vir jou moontlik is, om haar van my af te neem, en daar 'n ander in haar plek te stel. Maar daarmee het jy my huidige en werklik nie in die minste verander nie, maar dit net vernietig, en in plaas daarvan, of in plek daarvan, 'n ander in hierdie wrak van 'n masjien geplaas. Nou sê die engel, met 'n baie vriendelike gesig, maar beste vriend en broer, wie sê dan dat ek jou op die een of ander wyse die voorkeur gee, deur jou volgens die wil van die meester, as diegene wat die verste gevorder het, eerste na hom toe te bring? Het jy ooit gesien dat daar op 'n edele boom alle vrugte gelyk ryp word? Wie sou, as hy sy verstand gebruik, ooit bedink om dan die eerste ryp geworde peer die voorkeur te gee, omdat hierdie peer eerste ryp geword het? Mens eet haar wel vroeër as daardie wat later ryp word, maar by ons in die hemele is daar tog geen sprake daarvan, dat 'n mens haar daarom beter sal vind as wat sy later ryp word nie. Dan sou Moses ook beter moet wees as die meester self, omdat hy byna meer as 1000 jaar voor hom geroep was. Daardeur kry jy geen voorkeur nie. Inteendeel, wie is by 'n pad beter af? Diegene wat die pad aangelê het, of die leeraanvoerder en sy gevolg, wat die pad daarna betree en sy leer verder lei? Kyk vriend, ondanks jou suiwer verstand, het jy dit egter nie so goed bekyk nie. Ek ken die taamlik starre instelling van jou hart goed, en stel haar daarom slegs uiterlik op die proef. En toe vind ek op die agtergrond van jou origens fyngevoelige hart, dat daar ook 'n bietjie bedekte hoogmoed is, wat maak dat jy deur die ware nederigheid in jouself beter ag as die ander. En dit is hoekom Raphael sulke dinge sê wat vir ons eintlik sê, maar hy kan nie sulke goed sê as hy alles weet van elkeen nie, want Raphael as engel weet alles van ons. Elke dingetjie, jou kleinste emosie is bekend, want dit is bekend aan Yeshua. Maar hy doen die goed sodat daai emosie kan ontvlam en opvlam
soos in hierdie ou, hy het spesifiek gesê, kom jy eerste, want hy het geweet, hierdie ou is so hoogmoedstrek in hom, wat eintlik is hy hoogmoedig van nederigheid. Jy kry sulke mense, jy kry met hulle te doen, hulle is hoogmoedig in hulle nederigheid. Ek moes nou hierdie taak vir die Vader doen, en toe vra ek hom, hoekom ek, waarom ek, en dit en dat, en dan gaan hy aan. Maar dit is nie nederigheid nie, dis valse nederigheid. Ons moet altyd sorg dat ons nie, wanneer ons nederig optree, daarin roem nie. Jy wou naamlik tog in 'n sekere opsig jouself laat geld as 'n unieke en 'n persoon wat nie oortref kan word nie. Kom dit altyd uit. En wat betref nederigheid, uitsteek bo alle ander. En uiteindelik is dit maar die vraag, wie van die twee hoogmoediger is? Hy wat van alle mense die laaste en nederigste wil wees, of hy wat die eerste en hoogste wil wees? Jy kry mense, as jy vir hom oor nederigheid konfronteer, dan sê hy, man, jy kan my niks vertel van nederigheid nie. Ek weet alles van nederigheid af. Nou, daar's duidelik dan, daai persoon het nie 'n greintjie nederigheid nie. Want hy kan in elk geval nie insien in sy eie wese nie. Dit is ons groot probleem, ons is nie bereid om 'n klein borseltjie te vat en in die hoeke van ons hart te gaan skoonmaak nie. Want dis waar hierdie hardnekkige hoogmoedigheid sit. Wat jy dink is nederigheid, maar in werklikheid is dit hoogmoed. So pas op daarvoor, elkeen van ons moet let, dat ons nie in hierdie slag lokval val, wat hierdie ander man ingeval het nie. Ken jy nie die Griekse geskiedenis van koning Alexander uit Macedonië, en die beslis onaansienlikste mens Diogenes nie? Wel, hy het jarelang in 'n tonnel wat hy aan die sandoewer as woonhuis neergesit het, geleef. Nou, Diogenes is 'n baie groot wysgeer. Daar is nog baie mense op aarde wat aan sy leer hang. As ek dit nie mis het nie, is die Japaneese baie groot Diogenes aanhangers. En Alexander was die grootste koning of keiser wat nog ooit opgestaan het in daai tyd, voor Yeshua nie. Op 'n dag besoek die groot held en koning hierdie sonderling, wat beslis enig in sy soort was. Alexander gaan voor die tonnel staan. Hierdie stoïsyn, dit is die mense wat hierdie ou se leerstellings volg, geval hom en hy vra vir hom, wat wil jy dat ek vir jou doen? En Diogenes verstoek dringend, wil u uself asseblief verwyder van die sy van waar die strale van die weldadige son my verwarm. Stoïsyn beteken eintlik dat hulle met die minste goed op aarde sal klaarkom. Soos hierdie ou het in 'n tonnel gaan bly, en hulle het basies net die basiese klere aan hulle lyf. Hulle eet ook omtrent net basic goed, en hulle eet elke dag dieselfde goed. Hulle wil niks van die wêreld hê nie. Hierdie stoïsynse kalmte geval die groot held goed, maar hy sê tog, as ek nie reeds Alexander was nie, sou ek verkies het om Diogenes te wees. Maar wat bedoel Alexander hiermee? Kyk, dit beteken dit, die hele wêreld huldig my, maar wat 'n stryd het dit my gekos. Hy geniet byna nog meer bekendheid as ek, en maak hom ook onsterflik. En al hierdie onsterflike roem kos hom slegs 'n ou tonnel. Vind jy ook nie dat daar tussen die hoogmoed van Alexander en Diogenes man min verskil was nie?
Tog was dit wel so. Diogenes was in sy soort hoogmoediger as Alexander. En hier wil ek net iets bring dat wat Yeshua gesê het oor die Japaneese. Hy het gesê dat die Japanees op hierdie aarde is die moeilikste mense om te bekeer tot die leer van Yeshua en hom te aanvaar as verlosser. Hy sê in die hiernamaals is hulle so kragtig in hulle valstoïsynse geloof, dat hy sê groot en sterk engele het al geswig vir hierdie mense aan die ander kant. En dit is net sekere, baie min, sy heel sterkste engele, wat hy na daai siele toe kan stuur. Anderste het hulle die vermoë om sy engele te draai. So dit wys vir jou hoe sterk en kragtig hierdie Diogenes, wat absoluut gesê het, hy wil die nederigste op die grond met die minste tevrede wees. Maar daarin was daar ook 'n hoogmoed. So, dit is maar net in die praktiese kant vandag, wanneer ons met hulle te doen kry. Dit is goed om laaste te wil wees, uit ware liefde en nederigheid. Maar die ware liefde en nederigheid sluit die gehoorsaamheid nie uit nie. Veral aan die allerhoogste meester van hemel en aarde. Doen daarom, as jy nie dwars wil wees nie, wat die meester wil, en dan sal alles goed wees. Want die meester weet die beste waarom hy iets wil. En daar het hierdie Florian die grootste fout gemaak, toe Raphael hom uitnooi, was dit 'n uitnodiging van Yeshua self, van die skepper van hemel en aarde. En hierdie ou net gesê, gaan nie saam. Gaan nie, as jy nie my broers vra nie, dan gaan ek nie. En dit was nie nederigheid nie, dit was hoogmoed. Dan sê Florian, nou ja, nou gaan ek met jou saam, omdat jy my so vriendelik daarvan oortuig het, dat my ingesteldheid duidelik nie reg was nie. En Florian volg alleen die engel wat hom na my toe bring, my Yeshua toe bring. Daar gaan nou baie mense wees wat my nou aanvat om te sê, ja, maar hoekom wil jy nou na die Japaneese toe gaan om vir hulle die evangelie te verkondig? En ek het dink ek gister of eergister daaroor gepraat, dat die koningskap is vir die 12 stamme van die huis van Israel, maar ook alle nasies en volke en tale moet blootgestel word aan die liefdesleer van Yeshua, om daardeur ryper te word. Net soos wat die wet sê, wanneer jy die Sabbat hou, wat dan eintlik bedoel, as jy binne Vader se orde wandel, dan moet jou werkers dit ook doen. Al is hulle nie Israeliete nie, want daar word nie gespesifiseer dat hulle dit moes wees nie. En wat baie min mense ook nie weet nie, dat daar 'n menigte van gemengde bloed saam met Israel uit Egipte getrek het. Menige. En hulle was saam met die Israeliete daar. En hulle het alles gehoor en gesien. Maar uiteindelik is nie een van daai geslag wat ingekom het verder oor die Jordaan gegaan nie. Hulle het almal uitgesterf. En net die kinders kon aan die ander kant weer deur Vader gebruik word vir sy volk se behou. Goed, want ons nou, vandag het ons iets moois geleer oor hierdie ou, en wat ons in ons eie lewe kan toepas, besop vir oordrewe nederigheid. Dis eintlik hoogmoed. En veral wanneer mense spog, en dan gaan dit deur, maar hy wil dit net vertel, hy wil net getuig. Maar dan getuig hy oor en oor dieselfde ding, wat dan eintlik 'n spog is. As Vader vir ons goed, wonderbaarlike dinge toelaat en ons verrig sulke goed, is dit in elk geval nie ons verdienste nie. Dis nog altyd sy verdienste. Hy moet die eer kry. En ons kan nie saam met hom eer vat.
Ons en Yeshua moet een wees. En omdat hy alreeds die een is van die heelal, kan 1 plus wat is 1? 1 plus 0 is 1. En daarom moet jy 0 wees. En Yeshua 1 in jou lewe. En dan sal die lig begin straal. Baie dankie.